Goeiemôre geliefdes, dit is so 'n voorreg om op hierdie pragtige Sondag by mekaar te wees en te luister na die Here se woord. Dis die eerste Sondag in lydenstyd. Lydenstyd wat 'n besondere tyd in die kerkjaar is, waar ons spesifiek dink aan Jesus se lyding en sterwe. En 'n lydenstyd wat ons help om ook oor ons eie lewens te dink en hoe ons dit lewe in afhanklikheid van God. Maar wat belangrik is om te onthou, is dat lydenstyd nie 'n seisoen in die kerkjaar vir Jesus was nie. Nee, geweld, armoede, siekte en konflik was deel van Jesus se daaglikse werklikheid. Soos dit ook vir baie mense vandag is. Lyding kom oor ons almal se pad in die een of ander vorm. Soms persoonlik, soms in die lewe van 'n familielid of 'n goeie vriend of vriendin. Die broosheid van die lewe raak ons almal. Dis egter opvallend dat spesifiek Jesus se lyding vir sowel Petrus, die segsman van die apostels, as vir Satan 'n probleem was. Beide wil keer dat Jesus lyding ondergaan. Maar die pad wat Jesus keer op keer kies, is die lydensweg, die pad van die kruis. Nie omdat Jesus 'n smartvraat was nie, nie omdat hy geen vreugde in die lewe gevind het nie, maar om juis vir ons te help om die oorvloed lewe te kan beleef. Die oorvloed lewe wat ons verkry deur swakheid en broosheid, die ware vreugde van die lewe, wat nie 'n vreugde is wat aangeplak is en na gelang van omstandighede verander nie, maar die ware vreugde wat voortspruit uit 'n deurleefde lewe. Mag hierdie lydenstyd ons juis help om deurleefde vreugde in ons lewens te ervaar, voor die aangesig van die lydende knegg, Jesus Christus. Aanskou die heiland, sien die kruis, die hemelvors verag, verguis. Vir my het hy hom daar laat hang, hy leef, hy sterf, in my belang. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van hom wat gelei het en gesterf het, ter wille van my en jou. Jesus, die gekruisigde Christus. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir lydenstyd. Ja, Here, dat ons elke jaar as deel van die kerkjaar lydenstyd kan vier. Here, ek noem dit spesifiek vier. Alhoewel lyding, seer kry, pyn, nie noodwendig met viering geassosieer word nie. Here, is dit juis deur u lyding en deur u kruisweg dat ons verlossing ontvang. Daarom vier ons ook lydenstyd. Here, en wil ons in hierdie tyd voor Paasfees, wil ons regtig kom stil staan by wat dit beteken dat u vir ons gelei het en gesterf het. Here, en nie net vir ons nie, maar vir die ganse hele wêreld. Here, het u lewe gegee, het u lewe opgeoffer, sodat elkeen wat in u glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here, as ons dan lydenstyd vier en 'n klomp dinge oordink tydens hierdie lydenstyd, mag dit ook vir ons help om voluit te lewe tot die eer van u naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing op hierdie eerste Sondag in lydenstyd is Matteus hoofstuk 4 vers 1 tot 11. Dit is 'n bekende verhaal van Jesus wat deur die Satan versoek word in die woestyn. Matteus 4 vers 1 tot 11.
Ons lees uit die 2020 vertaling. Hierna, as Matteus hierdie woordjie hierna gebruik, dan bedoel hy dat iets voor dit gebeur natuurlik, en reg voor hierdie gebeurtenis is Jesus gedoop. En het die stem uit die hemel gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. So reg nadat Jesus gedoop is, hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar hy antwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Toe neem die duiwel Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempelgeboue staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag oor jou gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hierna neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerkniel en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe het die duiwel hom met rus gelaat en kyk, daar het engele gekom en hom versorg. Tot sover uit die Here se woord. Mag die Here ook sy woord aan ons seën. Geliefdes, ons weet, dis die begin van lydenstyd. Lydenstyd was nog altyd in die kerk 'n tyd van diep nadenke vir ons as gelowiges oor ons lewens en oor wat Jesus se lyding en sy kruisdood dan nou vir ons lewens beteken. Watter verskil maak Jesus se lyding aan ons lewe van dag tot dag? Maar om na te dink oor Jesus se lyding is altyd onthitsend. Dis nie maklik nie. Om te dink dat Jesus hierdie bittere lyding ter wille van my en jou gelei het, en selfs gesterf het, die vreeslikste dood aan 'n kruis, dit gaan nog altyd my verstand te bowe. Dat Jesus bereid was om vir my, 'n gewone mens, te sterf aan 'n kruis, dis eintlik onbegryplik. En dan natuurlik weet ons dat Jesus waarlik mens was. Dat hy 'n mens geword het, net soos ons. En is dit nie waar sy lyding begin nie, reeds by sy mens word? Toe hy sy bestaan op godgelyke wyse afgelê het om mens te word. Honger en dors mens. Mens met sy ewige stryd met die eie ek en selfbelang. Mens vasgevang in die magspel van eie eer en eie belang. Mens op soek, altyd soekend na die ware oorvloed lewe. Altyd op soek na ware geluk. Ek dink ons vergeet soms gerieflikheidshalwe dat Jesus mens geword het net soos ons. Want dit klink net te goed om waar te wees. Lydenstyd is verder vir die kerk altyd 'n tyd vir afstroop. Dis 'n tyd om jouself, ja en ook as kerk, maar veral ook self, om jouself te stroop van alle voorgee. Te stroop van die eie ek. Daardie eie ek wat nog keer op keer
dat ek my lewe volkome oorgegee aan Jesus leef. Dis 'n tyd om jouself te stroop van jouself, wat nog kom staan tussen jou en God se roeping vir jou om hom te volg. Lydenstyd wil juis vir ons kom leer dat verandering in ons lewens nooit klaar en voltooid is nie. Dit wil ons kom leer dat al dink ons dalk ons weet alles van die evangelie en ons ken eintlik die Bybel goed genoeg en ons verstaan die kruis van Jesus. Nee, ons kan elke dag nog meer leer. En dalk dink ons dat ons nou hierdie Christen wees ding onder die knie het. Ons weet wat dit beteken om werklik kerk van die gekruisigde Jesus te wees. Dan sê lydenstyd vir ons keer op keer nee. Nee, ons het nog steeds verandering nodig. Ons kan nog steeds groei in ons verhouding en ons verstaan van die Here. Ons het nog steeds nodig dat God deur sy Gees ons daagliks aanraak, ons lewens hervorm, ons lewens nuut maak. Maar dis 'n pynlike proses. Dis nie maklik nie. As die Here jou kom stroop, jou kom bevry van die self, van die eie ek, wat self wil heers en regeer op jou eie terme, dit maak seer. Om te sterf is seer. Maar dankie tog. Jesus, ook as seun van die mens, waarlik mens, volledig mens geworde Jesus, ook hy het hierdie pad gestap, so volledig homself oorgegee en prys gegee, dat hy werklik gesterf het. En daarom kan hy ons help met hierdie pad van selfontlediging, hierdie pad van selfprysgawe, wat hy ook van ons vra om te stap. En daarom weet ons ook, hy is ook bereid om ons te kom bedien, soos die engele hom bedien het daar in die woestyn. As ons gestroop en broos wonder, waar is die lewe in oorvloed? Hoe kry ons hierdie lewe in oorvloed, wat Jesus beloof het, maar wat skynbaar so baie van ons vra? Ek wil jou dus vandag uitdaag, om in hierdie 40 dae van lydenstyd, weer saam met Jesus jou lewe in oënskou te neem, te gaan kyk, te gaan ontdek, waar jy self nog heers in jou lewe, sodat jy self kan plaas onder die kruis, en die vreugde en die bevryding kan ontdek, van 'n lewe totaal oorgegee aan Jesus. En is juist daarmee, waarmee hierdie teks, wat ons vandag saam gelees het, ons so baie help. Juis omdat hierdie teks van Jesus se versoeking in die woestyn ons help met ons eie selfprysgawe, met ons eie oorgawe aan God. Om te begin, moet ons onthou dat hierdie versoeking waarvan ons in Matteus 4 lees, nie eenmalig in Jesus se lewe gebeur het, en toe is dit verby nie. Hy was nog elke dag van sy lewe aan dieselfde versoekings onderworpe. Al hierdie dinge het daagliks weer en weer en weer in sy lewe afgespeel, soos dit ook maar in ons eie lewens afspeel. Hoekom sê ek so? Want om aan jouself te sterf, jouself prys te gee, jouself onder die kruis te los, en volkome op God te vertrou, is 'n proses wat daagliks in ons lewens gebeur. Nou, een van die mees basiese versoekings is natuurlik ons eie behoeftes. Hoe graag bid ons nie vir ons eie behoeftes nie. Jesus leer ons immers ook, ons kan maar bid vir ons daaglikse brood. Maar hoe skuldig voel ons nie soms, as ons darm ons daaglikse brood gekry het, maar ander mense nie, of dalk net so klein bietjie. Ek wonder dus baie keer of ons nie ons eie behoefte aan daaglikse brood verbloem en versag deur ons sorg vir ander in nood nie.
En hoewel dit baie edel en baie mooi is om kos en klere uit te deel en te help en te sorg vir ander, moet ons altyd ons motief daarvoor meet aan die kruis van Jesus Christus. En hier gaan dit nie net daaroor om ook 'n Bybelversie te gee saam met die stukkie brood nie. Nee. Dit gaan oor jou of dit gaan oor die ander. As dit nog oor jouself gaan, het jy jouself nog nie onder die kruis geplaas nie. Here, ek het daarom nou my deel gedoen. Ek het dan nou brood gegee. Nou moet jy ook u deel doen. Dan verstaan ons nie wat selfprysgawe is nie. Wat is jou ware behoeftes? Terwyl die Here nooit afsydig sal staan teenoor jou ware daaglikse behoefte aan brood nie, is die toets ook of jy bereid is om te wag. Om te wag op God se voorsiening op jou ware behoeftes. Is jy ook bereid om eers verby jou eie behoeftes te kyk na die van ander? Ja, Jesus kon daardie klippe in brood verander het. Maar hy het nie. Vir die volgende 2 versoekings was hy nog steeds doodshonger gewees. Maar hy verander nie die brood of die klippe in brood nie. Die engele wat hom kom versorg, het eers heel aan die einde gekom en waarskynlik vir hom brood gegee om te eet. Maar self het Jesus nie brood gebak nie. As die disippels vir Jesus kom vertel van die mense se broodnood, dan is Jesus se eerste woorde aan hulle: gee julle vir hulle iets om te eet. Wat is die disippels se reaksie dan? Here, ons het nie geld nie. Here, die winkel is ver en ons het net soveel broodjies hier. Here, u sal iets moet doen. Ons kan nie. Maar dan word die seentjie se offer van 5 brode en 2 visse, word rykdom, word oorvloed in God se hande. Sal ons dit regkry om ons eie behoeftes ook voor die kruis van Jesus te kom neerlê, sodat hy ons opnuut kan gebruik om ook die behoeftes van die wêreld aan te spreek. Die versoeking is ook om te vra: Here, beskerm my. Here, wees met my. Here, lei my op die pad. Hou my veilig op die pad. Ook dit draai soms maar om onsself. Natuurlik kan ons bid vir God se beskerming. Jesus self sou superster status verwerf het as hy van die tempel se dak afgespring het en niks oorgekom het nie. Maar Jesus het nie gekom om 'n superster te wees nie. Sy sending gaan nooit oor homself nie. Dit gaan oor God en God se koninkryk wat moet kom. God se koninkryk wat moet vestig. God se koninkryk wat moet grondvat in mense se lewens. Sal ons onsself so kan kruisig, onsself so kan neerlê by die voet van die kruis, dat dit altyd gaan oor die ander. Kyk maar net weer hoe Jesus honger mense gehelp het, hoe Jesus siek mense gehelp het, hoe hy nooit die kolle gesoek het nie, maar altyd weer een kant toe gegaan het om sy Vader se wil te gaan soek. Jesus het nooit probeer om populêr te wees nie, maar hy het vir mense die diep betekenis daarvan geleer om te leef met 'n lewe afgelê aan God, 'n lewe onder die kruis van Jesus. Sou Jesus toegegee het aan die versoeking daar in die woestyn? Aan die versoeking daar waar niemand hom gesien het nie. Onthou, hy was alleen in die woestyn. Sou hy toegegee het? Sou daar dan nog 'n kruis op Golgotha gewees het? Ek dink nie so nie. Maar hy gee homself prys en hy betree die kruispad en hy loop dit end uit, want hy sterf aan homself en leef oorgegee aan God. En toe dit gebeur, toe hy sterf aan homself
kom die engele en hulle bedien hom. Wat 'n pragtige woord is dit, dat die engele uit die hemel hom kom bedien het, as ware God self, wat sy seun kom bedien. En ek glo God wil vir jou en my ook so kom bedien. Dat God vir ons as gewone mense roep en stuur en toerus deur sy gees om in die wêreld sy boodskap te gaan uitleef. En dat hy as ons gesterf het aan onsself, ons bedien met die lewe in oorvloed. Die lewe wat nie afhanklik is van die oorvloed van my besittings nie. Die lewe wat nie afhanklik is van my gesondheid nie. Die lewe wat nie afhanklik is van wat ander mense aan my doen nie. Maar die lewe wat gesetel is in God en in Jesus se kruis. Dis die lewe waarmee God ons wil bedien. Die seëninge wat die Here vir ons wil gee. Soos die engele vir Jesus kom versorg het, so wil God ook vir jou en vir my versorg. Al wat moet gebeur is, sterf aan jouself. Sit jouself op sy plek. Sit jouself op haar plek. Dan kan God werk. Dan kan God deur sy gees deur jou werk. En dan sal God jou bedien met sy genade. Geliefdes, dit is wat ons vandag kan saamneem in hierdie lydenstyd in. As ons selfgesentreerde, selfsugtige, vals self op sy plek kan sit. Sy plek is by die voet van die kruis. Dan sal God intree en van ons ware mense maak. Mense wat dit reg kry om sy liefde en sy genade uit te leef. Daarom mag ons elkeen meer mens word hierdie lydenstyd. Gestroop van die self, sodat God ons kan vorm en ons kan bedien met die ware lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, Seun van God, wees ons genadig. Here, dis 'n wonder dat U ons wil bedien met die ware lewe, met die lewe in oorvloed. Dat U ons wil versorg. Al wat U vra is, gee jou lewe in my hande. Gee jou lewe oor aan my. Sterf aan jouself, sit jouself op sy plek, op haar plek, en kom leef vir my. Here, ons wil dit doen. Here, ons wil so leef. Here, ons wil aan U gehoorsaam wees. Here, ons wil in totale afhanklikheid van U leef. Here, help ons deur U Gees om dit te doen. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het ook vanoggend die voorreg om saam die nagmaal te gebruik. Die nagmaal wat jy spreek van Jesus wat sy lewe vir ons gegee het. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarom getuig Paulus, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van die brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd,
waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As 'n verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Onthou alles wat Jesus gedoen het en dat hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê Jesus, dit is my liggaam en dit is my bloed. So seker as sy liggaam gebreek is en sy bloed gevloei het, so seker deel ons in Christus se lewe, sy sterwe en sy opstanding. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Dit verbind ons nie net met Jesus se dood nie, maar dit help ons om in gemeenskap met die Here te lewe. Die nagmaal is in die vierde plek 'n viering van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Tog kyk die gemeente ook daarmee vooruit na sy wederkoms en verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. Die nagmaal is natuurlik ook 'n vreugdefees. Ja, want al spreek die tekens, die brood en die wyn van Jesus se lyding en sterwe aan die kruis, herinner dit ons ook dat dit 'n viering is. Die nagmaalviering staan nie in die teken van rou en droefheid nie, maar is 'n vreugdefees, waar ons ons Heiland op 'n besondere manier herdenk en onthou wat hy vir ons gedoen het. Uit dit alles blyk dit duidelik dat die nagmaal ook ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van die brood en die wyn van die heil wat ons in Christus deelagtig is, van ons verlossing deur die kruis van Jesus Christus. Geliefdes, die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy kosbare liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Geliefdes, die beker van danksegging is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet en my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.
afkondigings vir die NG Kerk Grootbrakrivier vir die tydperk 22 Februarie tot 1 Maart 2026. Sondag 22 Februarie 2026. Die erediens om 9 uur word gelei deur Dominee Leon Cronje. Nagmaal gaan bedien word. Dit is ook die eerste lydensweek. Daar's 'n biddag vir trauma en verlies. Kleuterkerk in die konsistorie. Daar's geen kategese nie. Spesiale offer vir ondersteuningsbedienings by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Die Groenkloof erediens om 10 uur word gelei deur Dominee Leon Cronje. Alternatiewe erediens om 5 uur in die kerksaal word ook gelei deur Dominee Leon Cronje. Woensdag 24 Februarie 2026. Die kerkraad vergader om 17:30 in lokaal 6 onder voorsitterskap van Willem de Pre. Ons vra asseblief u voorbidding vir die vergadering. Woensdag 25 Februarie 2026. Die blokbyeenkoms van blok 7, dit is onder Bergsig, en blok 10, Bergsig Bo, vind om 6 uur die aand plaas by Koos en Elrina van Sail, Takaimansweg 45. Koos van Sail se telefoonnommer is 082 200 9480. Kooroefening by die orgel om 4:15. Marida se nommer is 082 471 0751. Alle belangstellendes is welkom. Sondag 1 Maart 2026. Die erediens is om 9 uur. Dominee Charney Viljoen sal dit lei. Dis die tweede lydensweek. Daar's geen kleuterkerk nie. Die ouers is welkom saam met kinders in die konsistorie. Daar is wel kategese. Synodale offer vir teologiese kweekskool word opgeneem by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Groenkloof preek om 10 uur is digitaal. Alternatiewe erediens om 5 uur die middag in die kerksaal word gelei deur Dominee Charney Viljoen. Bedieninge. Die eiendomsbediening het hulp nodig. Die kerkgebou is bejaard en het 'n kroniese siekte opgedoen. Ondanks verskeie rondes herstelwerk lek die kerkgebou se dak steeds. Die eiendomsbediening vra enige iemand met kennis of ervaring of kundigheid oor dakkonstruksie of weet u dalk van iemand met toepaslike kennis om kontak te maak sodat 'n werkbare strategie ontwikkel kan word om die probleem te takel en verdere agteruitgang te voorkom. Die kontakpersone daar is Dirk by nommer 082 416 3281 en Whitey telefoonnommer 082 771 0887. Die getuienisbediening. Wolwedans, boodskap, sop en brood. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die oorblywende uitreikdatums vir die eerste kwartaal is 25 Februarie en 11 en 25 Maart. Die resep vir die sop is 'n 100 gram sopmengsel, 'n 100 gram rys, 'n 100 gram lensies, 'n 150 gram soja, 1 blokkie aftreksel en 1 pakkie sop. Om gaar te maak, roer 3,5 liter water by die mengsel en kook tot gaar. U kan dit skenk in die volgende 2 formate. Droë bestanddele in 'n glas koffiebottel of gekook en gevries in 2 liter roomysbakke. Behoeftes vir die getuienisprojekte.
Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, gebreekte keramiek of porselein wat vir mosaïekprojekte gebruik word, inkleerkruite en inkleerpotlode. Dankie by voorbaat vir u deelname. Die omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en wat hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Die ondersteuningsbediening. Ons voorsien hulp in die vorm van onder andere rygeleenthede na doktersafsprake, hulp met inkopies en ondersteuning aan eensaames. Want dit is God se hart vir die wees en die weerloses. En as die gemeente is dit ook ons hart vir ons medemens en gemeenskap. Die kontakpersone is Rihanna Briers by 081 039 8853 of Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Neem asseblief kennis van die volgende. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Dominee Charney Viljoen en Dominee Leon Cronje besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Die kerkkantoor is oop maandag, woensdae en vrydae tussen 8:30 en 12:30. Klub 50 gaan op die Power Van ry. Die koste is R100 per persoon. Dit gebeur Woensdag 4 Maart en die vertrektyd is 8:30 die oggend. Bespreek asseblief jou plek teen Sondag 22 Februarie op die allerlaatste by Anina. Haar nommer is 083 276 1909. FEBA Radio Suid-Afrika. Hierdie week bid FEBA vir die Oekraïne. Svetlana, 'n luisteraar in Oekraïne, het onlangs die betekenis van Immanuel, God met ons, ervaar terwyl sy reggemaak het vir werk. Een van julle video's het op Instagram verskyn en ek het besluit om te luister. Ek kan dit nie eintlik verduidelik nie, maar ek het met eens gevoel asof ek deur liefde omhul is. Asof God self net daar by my is. Ek is nie godsdienstig nie, maar wat ek gehoor het, het my diep geraak. Kan God so werklik wees? Ons gebed vir die week is dus: bid dat luisteraars soos Svetlana hul geloof in Jesus sal plaas en bid vir die vrede in Oekraïne. Ons webwerf se adres is www.nggrootbrak.co.za. 22 Februarie 2026. 1. Erediensbediening. Die skakel na die YouTube erediens van 22 Februarie deur Dominee Leon Cronje is beskikbaar. 2. Getuienisbediening. Madagaskar se weeklikse nuus en hulle behoefte aan voorbidding as gevolg van die sikloonseisoen is op die webtuiste. Nuus van Missie Japan oor gemeenteverskuiwing van Toby de Wet vra vir voorbidding. 3. Bybelstudiereekse. Lydenstyd se Visio Divinia reeks is op die webtuiste.
Februarie se skep asem vir vandag is 'n goeie begin vir elke dag. Die weeklikse stof tot nadenke se tema is aanmoediging. 4. Gemeentenuus. Mylpale vir die webtuiste. Die webtuiste het 8000 besoeke in die afgelope 30 dae beleef. Vanaf begin bereik ons webtuiste meer as 200,000 internetsoeke deur Google soek engine alleen. Verskillende lande waarvandaan besoeke kom, staan nou al op 137. 4. Gemeentenuus. Valentynsontbyt van die ondersteuningsbediening word beskryf met 'n kort artikel en fotos. Hou die webtuiste dop vir inligting oor die Wêreldbiddag vir vroue in Grootbrakrivier op 6 Maart 2026. 5. Die weeklikse afkondigings, asook lief en leed, is op die webtuiste indien u seker wil maak van enigiets. Ons leraars is Dominee Charney Viljoen en Dominee Leon Cronje. Die adres van ons kerk en die kerkkantoor is Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525. Die telefoonnommer is 044 620 2205. Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.